Welkom by 'n oomblik in die woord saam met Dr. Raymond Lombard, waar ons in volgende 365 dae deur die hele Bybel neem, Oud en Nuwe Testament. Gaan vandag na raymondlombard.com, kry jou Bybel leesprogram en volg saam deur 'n oomblik in die woord. Geniet dit. Levitikus hoofstuk 7. En dit is die wet van die skuldoffer. Dit is hoogheilig. Op die plek waar hulle die brandoffer slag, moet hulle die skuldoffer slag, en hy moet die bloed rondom teen die altaar uitgooi. En hy moet al die vet daarvan offer, die vetstert en die vet wat oor die binnegoed lê, en die 2 niere en die vet daarop wat aan die lendene is, en die lap aan die lewer. By die niere moet hy dit wegneem. En die priester moet dit op die altaar aan die brand steek as vuuroffer aan die Here. Dit is 'n skuldoffer. Almal wat manlik is onder die priesters mag dit eet. Op 'n heilige plek moet dit geëet word. Dit is hoogheilig. Soos die sondoffer, so die skuldoffer. Een wet geld vir hulle. Die priester wat daardeur versoening doen, aan hom kom dit toe. En die priester wat die brandoffer van iemand bring, die vel van die brandoffer wat hy gebring het, aan die priester, aan hom kom dit toe. En elke spysoffer wat in die oond gebak word, en alles wat in die pan of op die bakplaat berei is, aan die priester wat dit offer, aan hom kom dit toe. En elke spysoffer, met olie gemeng of droog, aan al die seuns van Aaron kom dit toe, aan die een so goed as aan die ander. En dit is die wet van die dankoffer, wat hulle aan die Here bring. Ingeval hy dit as lofoffer bring, moet hy by die lofoffer bring, ongesuurde koeke met olie gemeng, en ongesuurde platkoeke met olie bestryk, en fyn meel wat as koeke deurmekaar geroer is, met olie gemeng. Saam met koeke van gesuurde brood moet hy sy offergawe by sy lofdankoffer bring. En hy moet daarvan 1 koek van elke gawe as offergawe aan die Here bring, aan die priester wat die bloed van die dankoffer uitgooi, aan hom kom dit toe. Maar die vleis van sy lofdankoffer moet geëet word op die dag as hy dit bring. Daarvan mag hy niks tot die môre laat lê nie. En as die offer wat hy bring 'n gelofte of vrywillige offer is, moet dit geëet word op die dag as hy sy offer bring, en op die volgende dag dan kan geëet word wat daarvan oorbly. Maar wat van die offervleis oorgebly het, moet op die 3de dag met vuur verbrand word. En as daar van die vleis van sy dankoffer op die 3de dag iets geëet word, sal dit vir hom wat dit bring nie met welgevalle aangeneem word nie. Dit sal hom nie toegereken word nie. 'n onrein iets sal dit wees. En diegene wat daarvan eet, moet sy ongeregtigheid dra. En die vleis wat aan iets onreins raak, mag nie geëet word nie. Met vuur moet dit verbrand word. Maar wat verder die vleis betref, elkeen wat rein is, mag vleis eet. Maar die een wat vleis eet van die dankoffer wat die Here toekom, terwyl sy onreinheid aan hom is, die siel moet uit sy volksgenote uitgeroei word. En as iemand aan iets onreins raak, aan die onreinheid van 'n mens of aan 'n onrein dier of aan enige onrein verfoeisel, en dan eet van die vleis van die dankoffer wat die Here toekom, die siel moet uit sy volksgenote uitgeroei word. Verder het die Here met Moses gespreek en gesê, spreek met die kinders van Israel en sê, geen vet van 'n bees of skaap of bok mag julle eet nie, maar die vet van aas,
en die vet van wat verskeur is, kan vir allerhande werk gebruik word, maar jy mag niks daarvan eet nie, want elkeen wat vet eet van die vee waarvan hulle aan die Here 'n vuuroffer bring, diegene wat dit eet, moet uit sy volksgenote uitgeroei word. Ook mag julle geen bloed van voëls of van vee in enige een van julle woonplekke eet nie. Elkeen wat maar enigstens bloed eet, die siel moet uit sy volksgenote uitgeroei word. Verder het die Here met Moses gespreek en gesê, spreek met die kinders van Israel en sê, hy wat aan die Here sy dankoffer bring, moet self aan die Here die gawe uit sy dankoffer bring. Sy hande moet die vuuroffers van die Here bring. Die vet met die bors moet hy bring. Die bors, om dit as beweegoffer voor die aangesig van die Here te beweeg. En die priester moet die vet op die altaar aan die brand steek, maar die bors kom aan Aaron en sy seuns toe. Julle moet ook die regterbout aan die priester as hefoffer gee uit jul dankoffers. Hy wat uit die seuns van Aaron die bloed van die dankoffer en die vetoffer, aan hom kom die regterbout as deel toe. Want die beweegbors en die hefbout het ek aan die kinders van Israel uit hulle dankoffers geneem en dit aan Aaron, die priester, en aan sy seuns gegee as 'n deel vir hulle vir ewig toekom van die kant van die kinders van Israel. Dit is die aandeel van Aaron en die aandeel van sy seuns uit die vuuroffers van die Here. Op die dag toe hy hulle laat naderkom het om die priesterambt vir die Here te bedien, wat die Here beveel het om hulle te gee aan die kant van die kinders van Israel, op die dag toe hy hulle gesalf het. Dit is 'n ewige insetting vir hulle geslagte. Dit is die wet vir die brandoffer, die spysoffer en die sondoffer en die skuldoffer en die wydingsoffer en die dankoffer wat die Here Moses by die berg Sinaï beveel het, op die dag toe hy die kinders van Israel in die woestyn Sinaï beveel het om hulle offers aan die Here te bring. Levitikus hoofstuk 8. Verder het die Here met Moses gespreek en gesê, neem Aaron en sy seuns saam met hom en die klere en die salfolie en die sondofferbul en die 2 ramme en die mandjies met ongesuurde koeke en versamel die hele vergadering by die ingang van die tent van samekoms. En Moses het gedoen soos die Here hom beveel het. En die vergadering het bymekaar gekom by die ingang van die tent van samekoms. Toe sê Moses aan die vergadering, dit is die saak wat die Here beveel het om te doen. En Moses het Aaron en sy seuns laat naderkom en hulle met water gewas. Daarop het hy hom die rok aangetrek en hom met die gordel gegord en hom die mantel aangetrek. Ook het hy hom die skouerkleed aangetrek en hom gegord met die band van die skouerkleed en daarmee hom die skouerkleed omgebind. Verder het hy hom die borstas aangeheg en in die borstas die Urim en die Thummim gesit. En hy het die tulband op sy hoof gesit en aan die tulband aan die voorkant die goue plaat, die heilige kroon, bevestig soos die Here Moses beveel het. Toe het Moses die salfolie geneem en die tabernakel en alles wat daarin was, gesalf en dit geheilig. En hy het daarvan 7 maal op die altaar gesprinkel en die altaar gesalf en al sy gereedskap, met die waskom en sy voetstuk, om dit te heilig. Daarna het hy van die salfolie op die hoof van Aaron gegiet en hom gesalf om hom te heilig. Ook het Moses die seuns van Aaron laat naderkom en hulle die rokke aangetrek en hulle gegord met 'n gordel en hulle die musse omgebind soos die Here Moses beveel het.
Daarop het hy die sondofferbul laat aankom en Aaron en sy seuns het hulle hande op die kop van die sondofferbul gelê. En Moses het dit geslag en die bloed geneem en daarvan met sy vinger rondom aan die horings van die altaar gestryk en die altaar ontsondig. Maar die oorige bloed het hy aan die onderkant van die altaar uitgegooi. So het hy dit dan geheilig deur daar versoening voor te doen. Verder het hy al die vet wat aan die binnegoed was en die lap aan die lewer en die 2 niere en hul vel geneem en Moses het dit op die altaar aan die brand gesteek. Maar die bul met sy vel en sy vleis en sy mis het hy buitekant die laar met vuur verbrand, soos die Here Moses beveel het. Daarop het hy die brandofferram laat aankom en Aaron en sy seuns het hulle hande op die kop van die ram gelê. En Moses het dit geslag en die bloed rondom teen die altaar uitgegooi. Hy het ook die ram in sy stukke verdeel en Moses het die kop en die stukke en die vet aan die brand gesteek. Maar die binnegoed en die pote het hy met water gewas. En Moses het die hele ram op die altaar aan die brand gesteek. Dit was 'n brandoffer as lieflike geur. 'n vuuroffer was dit aan die Here, soos die Here Moses beveel het. Daarop het hy die ander ram, die wydingsram, laat aankom. En Aaron met sy seuns het hulle hande op die kop van die ram gelê. En Moses het dit geslag en van die bloed geneem en dit aan die regter oorlel van Aaron en aan die duim van sy regterhand en aan die groot toon van sy regtervoet gestryk. Moses het ook die seuns van Aaron laat naderkom en van die bloed aan hulle regter oorlel en aan die duim van hulle regterhand en aan die groot toon van hulle regtervoet gestryk. Daarna het Moses die oorige bloed rondom teen die altaar uitgegooi. En hy het die vet geneem met die vetster en al die vet wat aan die binnegoed was en die lap aan die lewer en die 2 niere en hulle vet en die regterbout. Ook het hy uit die mandjie met ongesiede koeke wat voor die aangesig van die Here was, 1 ongesiede koek geneem en 1 oliebroodkoek en 1 plat koek. En hy het dit op die stukke vet en op die regterbout neergesit. En dit alles op die hande van Aaron en die hande van sy seuns gelê. En hy het dit as beweegoffer voor die aangesig van die Here beweeg. Daarop het Moses dit uit hulle hande geneem en dit op die altaar bo op die brandoffer aan die brand gesteek. 'n wydingsoffer was dit as lieflike geur, 'n vuuroffer aan die Here. Verder het Moses die bors geneem en dit as beweegoffer voor die aangesig van die Here beweeg. Van die wydingsram het dit aan Moses as deel toegekom, soos die Here Moses beveel het. Moses het ook van die salfolie en van die bloed wat aan die altaar was, geneem en dit op Aaron, op sy klere, sowel as op sy seuns en op die klere van sy seuns gesprinkel. So het hy dan Aaron, sy klere, sowel as sy seuns en die klere van sy seuns geheilig. Toe sê Moses vir Aaron en sy seuns: kook die vleis by die ingang van die tent van samekoms en eet dit daar met die brood wat in die wydingsmandjie is, soos ek beveel en gesê het. Aaron en sy seuns moet dit eet. Maar wat die vleis en die brood oorbly, moet julle met vuur verbrand. Ook mag julle 7 dae lank nie by die ingang van die tent van samekoms uitgaan nie, tot op die dag dat die dae van julle wyding verby is. Want 7 dae lank moet julle wyding duur. Soos vandag gedoen is, het die Here beveel om verder te doen, om vir julle versoening te bewerk. Julle moet dan by die ingang van die tent van samekoms bly,
dag en nag, 7 dae lank. En julle moet die ordening van die Here hou, dat julle nie sterwe nie, want so is aan my bevel gegee. En Aaron en sy seuns het al die dinge gedoen wat die Here deur die diens van Moses beveel het. Markus hoofstuk 5. En hulle het aan die oorkant van die see gekom in die land van die Gadareners. En toe hy uit die skuit gaan, kom daar dadelik uit die grafte hom tegemoet 'n man met 'n onreine gees, wat sy verblyf in die grafte gehaat het, en niemand kon selfs met kettinge hom bind nie, want hy was dikwels met voetboeie en kettinge gebind, en die kettinge is deur hom uitmekaar geruk, en die voetboeie stukkend gebreek, en niemand was in staat om hom te tem nie. En altyd, nag en dag, het hy aangehou om te skreeu op die berge en in die grafte en homself met klippe stukkend te slaan. En toe hy Jesus van ver af sien, hardloop hy en val voor hom neer en skreeu met 'n groot stem en sê: "Wat het ek met u te doen, Jesus, Seun van die Allerhoogste God? Ek besweer u by God om my nie te pynig nie." Want hy het vir hom gesê: "Onreine gees, gaan uit die man uit." En hy vra hom: "Wat is jou naam?" En hy antwoord en sê: "Legio is my naam, want ons is baie." Toe smeek hy hom dringend om hulle nie uit die land weg te stuur nie. En daar teen die berge het 'n groot trop varke gewy. En al die duiwels het hom gesmeek en gesê: "Stuur ons in die varke, sodat ons in hulle kan vaar." En Jesus het hulle dit dadelik toegelaat, en die onreine geeste het uitgegaan en in die varke gevaar, en die trop, daar was omtrent 2000, het van die kraans af in die see gestorm en in die see verdrink. En die wagters van die varke het gevlug en dit in die stad en in die buitewyke vertel. En hulle het uitgekom om te sien wat daar gebeur het. Toe kom hulle by Jesus en sien die besetene sit, gekleed en by sy verstand, die een wat die legioen gehaat het, en hulle was bevrees. Die wat dit gesien het, vertel toe aan hulle hoe dit met die besetene gegaan het, en ook van die varke. En hulle het hom begin smeek om weg te gaan uit hulle gebied. En toe hy in die skuit klim, het die man wat van die duiwels besete gewees het, hom gesmeek om by hom te kan bly. Maar Jesus het hom dit nie toegelaat nie, maar vir hom gesê: "Gaan na jou huis, na jou mense toe, en vertel hulle watter groot dinge die Here aan jou gedoen het, en dat hy jou barmhartig was." En hy het weggegaan en in Decapolis begin verkondig watter groot dinge Jesus aan hom gedoen het, en almal was verwonderd. En toe Jesus weer in die skuit oorgevaar het na die ander kant, het 'n groot menigte by hom vergader, en hy was by die see. En daar kom een van die owerstes van die sinagoge met die naam van Jairus, en toe hy hom sien, val hy aan sy voete neer en smeek hom dringend en sê: "My dogtertjie is op haar uiterste. Kom lê haar die hande op, sodat sy gesond kan word en sy sal lewe." En hy het saam met hom gegaan, en 'n groot menigte het hom gevolg en hom verdring. En 'n sekere vrou wat 12 jaar lank bloedvloeiing gehad het en veel onder baie geneeshede gelei en al haar besittings uitgegee het sonder om enige baat te vind, maar eerder erger geword het, het van Jesus gehoor en onder die skare van agter gekom en sy kleed aangeraak, want sy het gesê: "As ek maar sy klere kan aanraak,
sal ek gesond word. En dadelik het die fontein van haar bloed opgedroog, en sy het aan haar liggaam bemerk dat sy van haar kwaal genees was. En dadelik toe Jesus in homself die krag gewaar word wat van hom uitgegaan het, draai hy hom om onder die skare en sê, wie het my klere aangeraak? En sy disippels antwoord hom, u sien dat die skare u verdring, en u sê, wie het my aangeraak? Toe kyk hy rond om haar te sien wat het gedoen het. Die vrou, wat gevrees en gebeef het, omdat sy wis wat met haar gebeur het, kom toe en val voor hom neer en vertel hom die hele waarheid. En hy sê vir haar, dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede en wees van jou kwaal genees. Terwyl hy nog spreek, kom daar mense van die owerste van die sinagoge se huis en sê, u dogter is dood. Waarom val u die meester nog lastig? Maar dadelik, toe Jesus die woord hoor wat gespreek is, sê hy vir die owerste van die sinagoge, moenie vrees nie, glo net. En hy het niemand toegelaat om saam met hom te gaan nie, behalwe Petrus en Jakobus en Johannes, die broer van Jakobus. En hy kom in die huis van die owerste van die sinagoge en sien 'n rumoer, mense wat baie ween en huil. En toe hy binne gaan, sê hy vir hulle, waarom gaan julle so te kere en ween julle? Die kind is nie dood nie, maar slaap. En hulle het hom uitgelag. Maar hy het almal uitgedryf en die vader van die kind saamgeneem en die moeder en die wat by hom was en ingegaan waar die kind lê. Toe gryp hy die hand van die kind en sê vir haar, Talita kumi, wat as dit vertaal word beteken, dogtertjie, ek sê vir jou, staan op. En die dogtertjie het dadelik opgestaan en begin rondloop, want sy was 12 jaar oud, en hulle was uitermate verbaas. En hy het hulle met nadruk beveel, dat niemand dit moes weet nie, en gesê dat daar vir haar iets te ete gegee moes word. Dankie dat jy by ons ingeskakel het. Ons vertrou dat die woord vir jou tot seën was. Skakel gerus môre in waar ons verder lees in die woord.